eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof u, ons Heer en Bruidegom. Ons teksgedeelte 1 Petrus 2, verse 4 tot 10. 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. Ek lees uit die letterlike vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Weer eens in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid van môre. Ten spyte van reën, ten spyte van koue, ten spyte van omstandighede, dat u ons geroep het deur die Heilige Gees om vanmôre hier te wees. Om in 'n ontmoeting te wees. Net met mekaar as broers, as susters, maar in besonder saam met u, Here. Here, baie dankie dat u ons so versamel in u kosbare naam. En dat u ons byeenroep om saam ook so uit die skrifte kan lees, onder leiding van die Heilige Gees. Ja, Here, ons bid en vra in afhanklikheid en in nederigheid, lei ons ook so asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees, breek vir ons die woord oop en laat die boodskap wat daar is helder en duidelik ook na vore sal kom. Dankie, Here, vir die groot liefde en die groot genade. In Christus Jesus se naam. Amen. Kom ons lees saam, geliefdes, 1 Petrus 2 vanaf vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir die hele ding wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover. Ek herhaal vir ons vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Tot sover. Ons tema natuurlik vandag is die huis van God. Nou, geliefdes, ek het al in die verlede gepreek en gepraat en geleer oor die huis van God. Belangrike tema ook natuurlik, maar ek kom al meer agter in gesprekke en wanneer ons luister na mense, veral as hulle praat, maar ook as hulle bid, dat mense praat nog steeds verkeerdelik van die huis van God. Mense praat nog steeds uit die tradisie. So ek verstaan dat daar 'n tradisie was oor die term huis van God, en om daai tradisie uit mense uit te kry is nie altyd 'n maklike situasie nie. Dis nog 'n uitdaging. So ek weet, ek het al die tema hanteer. Natuurlik gaan ons vandag 'n bietjie by sake hanteer, en soos ek sê, 10 gaan ons nog 'n derde deel ook hieroor doen en so meer. Maar baie van ons gebruik hierdie term huis van God, maar die vraag ontstaan, verstaan ons wat ons sê? Verstaan ons wat ons bid? Verstaan ons dit? Of gebruik ons dit net in 'n gewoonte, gebruik ons dit net uit 'n tradisie uit? Wat bedoel ons as ons praat van die huis van God? Wat is die huis van God?
Nou ons gaan eers 'n bietjie aandag gee aan hierdie beginsel. So eerste vraag natuurlik, is die huis die kerkgebou? Dankie tog, ek hoor baie sê nee. Maar ongelukkig is dit die raamwerk waarin baie mense die huis van God gebruik tot vandag. En baie van ons raamwerk beteken die huis van God die kerkgebou. Die kerkgebou as huis van God. Nou, ons weet is verkeerd. Hierdie is nie die huis van God nie. Hierdie gebou is nie die huis van God nie. Ek sê dit weer, die gebou is nie die huis van God nie. Het is nie. Nou, ons weet waarvan dan kom het, behalwe ons tradisies, natuurlijk in die Oud-testamentiese tye, het die Oud-testamentiese gelowiges gepraat van die tempel, die fisiese tempel, as die huis van God. Die plek waar God woon, onder die volk. En van daar af dink baie tot vandag, dat die kerkgebouwe is nou die huis van God. Maar geliefdes, die Nuwe Testament stel het vir ons reg. En hier kan ons byvoorbeeld gaan kyk na die woorde ook van Stefanus, die heel eerste martelaar, in Handelinge 7, vers 47 tot 50, wat hy bevestig, dat die tempel, die fisiese tempel, is nie die huis van God nie. En dat God woon ook nie in mensgemaakte gebouwe nie. Sy woning is in die hemel. So, sommer van die begin af word het pertinent vir ons gesê, en die rest van skrif wat het vir ons baie mooi bevestig. So hierdie gebou is nie die huis van God nie. Breek daai tradisie. Breek het af. Raak ontslaaf van dit. So as ons praat van die huis van God, moet ons dadelik besef en weet, dis nie die kerkgebou nie. Dit is nie. Dis 'n leuen. So as iemand nou bid en Here, baie dankie dat ons vandag in u huis by mekaar is, hoe gaan ek amen kan sê daarop? Want is nie waar nie. Ons moet begin om eenstemmig te besef wat beteken wat en mekaar so te kan bevestig. Hierdie gebou is net 'n plek van samekoms en aanbidding. Die kerkgebou is net die plek waar die ware kerk by mekaar kom. Ons is die kerk, nie die gebou nie. Nou kom ons gaan verder in. Met ander woorde, die huis is die kerk, die huis is ons. Ons is die huis. Ons is die kerk. So die vraag moet nie wees, wat is die huis van God? Die vraag moet eerder wees, wie is die huis van God? En Petrus antwoord hierdie vraag vir ons baie duidelik in die gedeelte wat ons gelees het, veral vers 5. Ons is die huis van God. Ons word opgebou tot 'n geestelike huis van God. Ons as gelowiges is hier op aarde die huis van God. Tekst op tekste, en ek gaan het weer vir ons deurgee. 1 Timotheus 3 vers 15 sê Paulus ook, die huis van God is die gemeente. Die gemeenskap van gelowiges. Ons is die huis van God. Hebreërs 10 vers 21 sê Jesus Christus is die nuwe hoëpriester van die huis van God, die gemeente. Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, hoeveel plekke waar het vir ons bevestig word? Efesiërs 2 vers 19, word ons as gemeenskap van gelowiges beskryf as die huisgenote van God. So dis nie een plek nie, dis nie twee plekke nie, dis keer op keer op keer word het vir ons bevestig, die gebou is 'n dooie ding. Ons as kerk, as gemeenskap, ons is die huis van God. 1 Korintiërs 3 sê Paulus dat die gemeenskap van die gelowiges is die tempel van God. Die huis van God. Ons is die tempel. Ons is die huis. So geliefdes, die huis van God is nie 'n fisiese gebou nie. Dit is 'n geestelike gebou, opgebou deur lewende stene. Die huis van God is ons as gelowiges, as gemeenskap van gelowiges. Ons is die huis van God. Die gemeente is die huis van God. Ja, die huis van God is met ander woorde die kerk. Maar daar moet ons ook begin om te verstaan wat is kerk.
Is nie 'n gebou nie. Ons is kerk. Is nie 'n gebou nie. Die kerk is die gemeenskap van gelowiges. Ons is kerk. Ons is die ekklesia. Die Griekse woord vir kerk, ekklesia. Ons is die versameling van God. Niks met 'n gebou te doen nie. Niks. Ons is die huis van God, die eiendom van God, die volk van God. So geliefde, om het eenvoudig te stel, al vergaan hierdie gebou ook, bly ons steeds die huis van God. Het gaan nie oor hierdie gebou nie. Het gaan oor ons. Ons is die huis van God hier op aarde. Nou natuurlijk baie belangrik, en ek dink ons almal ken het, maar wat maak ons die huis? Wat maak dat ons die huis van God is? Natuurlijk deur die Heilige Gees wat in ons woon. En deur Jesus Christus as die hoeksteen en die fondasie van hierdie huis. Die Heilige Gees is nie 'n gees van isolasie nie. Die Heilige Gees is nie 'n gees van alleen wees nie. Ja, natuurlijk, ons het stilte tye in die Here, baie belangrik. Maar die Heilige Gees, een van sy belangrike funksies en werkinge, is om die gelowiges te versamel en byeen te bring, soos vanmôre. Dus hoekom ek die hele tyd sê, prys die Here vir hulle wat geluister het na die stem van die Gees. En dis die Gees van God wat gesê het, jy moet vanmôre hier wees. Wees deel. Dis die Gees van God. Die Heilige Gees soek ander gelowiges, hy voeg gelowiges by mekaar, hy roep hulle nader, hy trek hulle na mekaar in Jesus Christus. So ek sê weer, jy gaan nie 'n gelowige kry wat geïsoleerd is van ander gelowiges nie. En as dit gebeur, wil ek vir jou sê, wees versigtig. Die Gees van God bring saam. Die sondige natuur verskeer en isoleer. Die Heilige Gees voeg saam. Die Heilige Gees woon in ons, en omdat die Heilige Gees in ons is en in ons woon, daarom word ons genoem die huis van God. Die Heilige Gees is nie gekoppel aan 'n gebou nie. Die Heilige Gees is gekoppel aan ons, wat glo. God woon in ons deur die Heilige Gees hier op aarde. Geliefdes, die Heilige Gees bind ons aan mekaar as huis, maar kern, die Heilige Gees bind ons ook aan Jesus Christus as die hoeksteen. Christus Jesus is die fondasie van die huis. Hy is die belangrikste steen in die huis van God, waarop ons verder gebou word. Die hoeksteen, wat kosbaar is vir ons wat glo, maar 'n hoeksteen wat deur die ongelowiges verwerp word. Hulle wat in ongehoorsaamheid nie wil bou op hom nie. So die Heilige Gees vorm so die gemeenskap van gelowiges, die gelowiges saam, kollektief, die kerk, die ekklesia, die versameling, die byeenkoms. En so vorm die Heilige Gees die kerk, die tempel van God, die huis van God, waarvan ons elkeen huisgenote is. Sonder die Heilige Gees sal daar nie 'n huis wees nie. En sonder Jesus Christus as die hoeksteen sal die gebou nie staande bly nie. So om het eenvoudig te stel, Jesus Christus is die fondasie van die huis, en die Heilige Gees is die sement wat die huis aan mekaar hou. Daarom word ons genoem die huis van God, die tempel van God. Nou geliefdes, is 'n belangrike saak waarby ek vandag wil uitkom, en hier gaan ons 'n tyd toevat, hoor, definitief. Maar ons is opgebou as lewende stene op Christus die lewende hoeksteen, natuurlik. Maar hierdie is 'n baie belangrike punt. Ons is lewende stene wat opgebou word tot 'n geestelike huis vir God. Vers 5, ek gaan hom weer lees. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
Is ons lewende stene net omdat ons asemhaal? Is ons lewende stene, soos hier beskryf word, net omdat ons is? Nee, ons is lewende stene, omdat ons meer lewend is in die gemeente. Nie net is nie net asemhaal nie, meer lewend. Ons is lewendig vir die Here. Ons is lewendig deur die Heilige Gees. Ons is lewend. Nie fisies lewe nie, geestelik lewe. Om meer lewend te wees, om aktief te wees, om betrokke te wees, om geestelike offers te bring vir die Here. Die kerk, die gemeente, geliefdes, bestaan nie net uit 'n paar lewende stene. En ekskuus, soos baie mense dink, die dominee, of die kerkraad, of die hooffasiliteerders, of bedieningshoofde, of net die aktiewes nie. Dis nie net 'n paar mense wat in die gemeente moet werk, en die ander sit agteroor en lekker, ek moet ontvang nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Ons is nie lewende stene omdat ons net is nie. Baie moet die werke doen terwyl die res, ekskuus my voorbeelde, soos dooie stene is wat net ingemessel is om die plek op te vat. Is dit wat ons is? Brosstene wat doelloos is en eintlik net maak dat die muur van die huis omval en nie verder gebou kan word nie. Is dit wat ons is? As jy deel is van die gemeente, as huis van God, geliefde, het jy saam verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. Saam. Nie net dominee, kerkraad, dagbestuur, al hier saam. Saam verantwoordelikheid om te bou en die huis van God, die gemeente in stand te hou. Geestelike verantwoordelikheid, fisiese verantwoordelikheid, ja, ongelukkig, soos ons gesê het, finansiële verantwoordelikheid as lewende stene. So my geliefde, my vraag vir jou vandag is jy 'n lewende steen? Waar dra jy by in die gemeente van die Here? Jou tyd, jou diensbaarheid, jou betrokkenheid, ja, jou finansies. Doen jy jou deel? Of sit ons net die kerk gebou se banke vol en wil ontvang en bedien word? Is dit die doel van gemeente wees? Dan kan ons maar regtig die deure toemaak. Doen jy jou deel? Neem jy saam verantwoordelikheid as kies? Of is jy net 'n suurstofdief wat is? Maar nie leef vir God en vir sy gemeente nie. En ekskuus my voorbeeld, ek vra regtig om verskoning, is nie om lelik te wees nie, maar is om ons 'n bietjie te laat begin dink. God soek lewende stene, nie dooie botklippe nie, as ek dit sommer so kan stel nie. Het is maklik om te sit in 'n gemeente en ja, die dominee moet dit en dit doen en hierdie moet dit en dit doen, maar wat van elkeen van ons self? Wat doen ons? Waar dra ons by? Waar is ons betrokke? Doen ons deel? Want as elkeen van ons deel gaan doen, gaan die huis van God kan groei en ons gaan 'n verskil kan maak. Geliefdes, ek sluit vir ons af. Don't go to church, be the church. Don't go to church, be the church. Ons saam as gelowiges is die huis van God, deur die Gees wat in ons woon en ons saam bind. 'n Huis gebou op die hoeksteen, die fondasie Jesus Christus alleen. Die huis van God is nie 'n gebou nie. Dis nie die tempel of die fisiese tempel of 'n fisiese kerk gebou nie.
Die huis van God is ons as gemeente, as kerk, as gemeenskap van gelowiges. Ons is die huis van God. Die huis van God is die gemeente, die kerk, die eklesia, die gemeenskap van gelowiges. Ons vorm saam die huis van God. Ons as gemeenskap van gelowiges onder leiding van die Heilige Gees. En hierdie huis is gebou op die hoeksteen, naamlik Jesus Christus. En hierdie huis word saamgebind deur die Heilige Gees. Hierby is ons die lewende stene wat opgebou word tot die huis van God. Ons is geroep om nie net deel te wees nie, maar aktief betrokke te wees. Om nie net ingemessel te wees nie, maar om aktief deel te wees, om saam verantwoordelikheid te neem. Die huis van God bestaan uit baie stene. Dis 'n versameling gelowiges, dis die gemeente saam. So weer eens is ons deel van die huis van God. Doen ons deel as lewende stene in die huis van God. En ja, ons weerstaan soms die prikkels van die Heilige Gees. Ons skop soms teen die Heilige Gees, punt 1 om deel te wees en punt 2 om betrokke te wees. Ek sê vandag vir jou, dis nie van die Here af nie, dis die vyand wat jou onderdruk. As die vyand wat jou keer en as die vyand wat jou belet. Vanoggend ook, selfs met iets soos reën. En ons val elke keer daarvoor. Elke keer verdeeldheid en onmin en hierdie ding en hierdie ding en hierdie opinie en hierdie ding. En intussen staan ons nie op dit wat die Here roep en sê en vra vir ons nie. So as jy in die oggend wakker word en jy is nie lus om kerk toe te kom nie, sê vir my eerlik, is dit van God of is dit van die Satan af? Besef dit. En ek kry dit vandag by baie mense en prys die Here vir mense wat wakker word, want die vyand probeer elke sondagoggend mense keer. Hy gaan alles in sy vermoë doen om jou te keer, want hy weet wat gebeur in gemeenskap. So ons kop teen die prikkels. Wees waaksaam. Die Heilige Gees wil ons saamvoeg, maar belangrik, die Heilige Gees wil ons ook gebruik. En laastens, ons wat reeds deel is van die huis van God, wees lief vir mekaar as huisgenote. Wees lief vir mekaar. Wees lief vir hulle wat God nooi om deel te wees van sy huis. Wees lief vir hulle. Ons is die huisgesin van God. Ons is die familie in Jesus Christus. Ons is gebind deur die Heilige Gees, maar ons is duur gekoop deur die bloed van Christus. Christus se bloed is in ons en deur ons en bind ons aan mekaar. Ons is familie. Nou gaan ek vir jou weer vra, in 'n familie of gesin, is daar soms onder onsies? Is daar soms bekleierery? Is daar soms gevalle van ek stem nie saam met jou nie? Maak dit dat ons minder familie is? Nee. Nou as ons dit in 'n gesin kan verstaan, in die huis, 'n huisgenoot kan verstaan, hoekom sukkel ons met die kerk? Dis verskillende mense, verskillende spiritualiteite, verskillende agtergronde. Dis andersheid en uniekheid hier tussen ons. Ja, soms gaan 'n mens saamstem. Ja, soms gaan 'n mens koppe stamp. Ja, soms gaan ek nie saamstem met iets nie. Dit maak jou nie minder deel van die huis van God nie. Verdra mekaar, vergewe mekaar, bly lief vir mekaar in Jesus Christus. Ek sê weer, die Gees wil ons saambind, die sondige natuur en die vyand wil ons verskeer. Maar dit nie verder toelaat nie. Wie is besig met jou? God? Of die vyand? Wie is besig? Geliefdes, laat God ons opbou as lewende stene tot 'n geestelike huis vir God, om geestelike offers te bring aan God in Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oë. Kom ons bid saam.
Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie vir die woord, dankie vir die beginsels van die woord. En dankie Here dat ons kan praat oor hierdie beginsels en in besonder die term huis van God. Here, maak ons los van die verlede, maak ons los van die tradisies, maak ons los van die verkeerde gebruik, want ons dink baie keer nog steeds dat die huis van God is 'n kerkgebou, 'n dooie gebou. Maar dankie dat die Nuwe Testament vir ons keer op keer bevestig dat ons is die huis van God. Ons is gelowiges, ons as kerk, ons as eklesia, ons as versameling, ons as gemeente is die huis van God. Dankie Here dat ons verstaan, al is hierdie kerkgebou weg, gaan ons as lewende stene steeds die huis van God bly en wees. Dankie Heilige Gees, dat U ons verbind aan mekaar. Dankie dat U die sement van die huis van God is. Dankie dat U ons roep tot gemeenskap. Dankie dat U ons verbind aan mekaar, maar dankie dat U ons ook verbind aan ons Heer Jesus Christus, die hoeksteen, die fondasie van die huis van God. Dankie Here Jesus Christus, dat ons kan bou op U, Here. Dat ons sal staan op solus Christus, Christus alleen. U is die hoeksteen wat verwerp is deur baie. Maar ons dankie Here dat U deur die Gees ingewerk het, dat ons 'n liefde het vir U en dat ons graag op U wil bou. Maar Here, help ons om ook vanmôre te besef dat ons is die lewende stene. Ons is die lewende stene saamgevoeg deur die Heilige Gees en gebou op U as fondasie. Here, help ons om te verstaan dat ons is lewende stene, nie net omdat ons asemhaal nie, maar ons is lewende stene omdat ons meelewend is. Ons is lief vir U. Ons neem verantwoordelikheid. Ons wil ons deel doen vir U eer. U wil U koninkryk. Ons wil 'n verskil maak. Ons wil nie net wees nie. Ja, en waar miskien daar persone is wat dit nog nie verstaan nie, wil ek vra dat U deur die woord en die Gees sal inwerk in mense se harte. Om te besef dat ons is baie stene wat saamgevoeg word en elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te neem vir U gemeente. Nie net 'n dominee of kerkraad of sekere mense nie, almal van ons. Lei ons daarom asseblief Here, dat ons hierdie verantwoordelikheid sal opneem en dat ons meelewend sal wees, aktief, betrokke sal wees, diensbaar sal wees, ons tyd, ons finansies, wat ook al, om ons deel te doen en te gee. Gebruik ons, Here. Gebruik ons. Ons wat U kinders is, wat geroep is as U volk. Ons bid, gebruik ons. Maak ons wakker. Maak ons diensbaar. Vir U eer, vir U wil, vir U koninkryk. Alles in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie geliefdes in die Here. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in U waarheid, vir die eer van U koninkryk. Wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom.